Goeiemôre familie, Facebook familie en TikTok familie. Ek eer die Here vir hierdie wonderlike donderdagoggend. Weer eens alles die genade van die Here en ons in besonder ek is ewig dankbaar af. Dat God my nog waardig ag om in hierdie uur te kan lewe. Amen. Prys die naam van die Here. En soos my gesegde altyd is, dit is om sy wil te doen. En die Heilige Gees as my enigste ware helper. Ek maak altyd die Heilige Gees daarop attent. Gees van God, Gees van waarheid. U het die alleen mandaat om my te lei en te leer in alle waarheid. Help my om die wil van die Here te doen. Leer my die weë van die Here en leer my ook die gebooie en die verordeninge van die Here, sodat ek gehoorsaam kan wees aan die woord van die Here en sodat ek die wil van die Here kan doen in Jesus wonderlike naam. So I will never forget to pray to the Holy Spirit, because He is my only true helper. That He must help me to do the will of God, teach me the ways of God, and to stick, hallelujah, to the law and the rules and regulations of God, to be an obedient servant of the Lord at all times. I'm not saying that I am not falling short, hallelujah, of the glory of God, but I keep on doing what the Holy Spirit helped me to do and what God allows me to do. Praise the name of Jesus. That's the only way that I can keep the faith in Jesus' mighty name. The Holy Spirit is there because He got the sole mandate, hallelujah, to reveal unto me what God wants from me and how I have to go about to do the will of God in Jesus' mighty name. Amen. I want to talk to you this morning about the new South Africa. Hallelujah. And why it failed. Hear me out. Hear me out. I want to talk to you this morning about the new South Africa and why the new South Africa failed. Amen. Ek wil dit vir u vandag noem. Waarom het die nuwe Suid-Afrika misluk? Almal het vreeslik uitgesien na die nuwe Suid-Afrika. Maar vandag sit ons, halleluja, met 'n gemors, letterlike gemors. Omdat ons nie die wil van die Here gedoen het nie en steeds nie wil doen nie. Die woord van die Here dek alles wat op die planeet aarde gebeur. Daar's niks wat gebeur wat God nie toelaat nie. God laat dinge toe. So is niks wat die duiwel kan doen sonder die wil van die Here nie. God het 'n plan gehad voor die grondlegging van die aarde. Daardie plan is in plek. Daardie plan kan nie misluk nie en daardie plan sal uitgevoer word. Dat dit nie ons goedkeuring nodig nie. So enige iets wat op die aarde gebeur, is die wil van die Here. Maar die Here gee ons 'n keuse, dat ons hierdie dinge kan glad wysig word. Ons het 'n keuse. As ons in die wil van die Here beweeg, dan kan ons vir God vra om sekere dinge vir ons te wysig, te verander. Maar as ons nie aan sy koninkryk behoort, sal ons altyd die dinge doen van die koninkryk van die wêreld. And that is what has happened in South Africa. We have, sort of operated totally outside the parameters of the will of God. And we expected God to solve matters for us. No, it doesn't work that way. When the children of Israel was in bondage in Egypt, and God spoke to Abraham about the children of Israel, his people, going to be enslaved in a strange country. And he was referring, at that moment, he was referring to Egypt, Africa. And I believe with all my heart, he have already chosen Pharaoh, that he going to be the main actor, hallelujah, in that episode. And so he said to him
that, but I'm going to hear their cry, and I will come down, hallelujah, and appoint somebody to go and lead them out of Egypt. Amen. And so Moses got the instruction at the age of 80. The burning bush, God spoke to him, and then Moses spent another 40 years in the desert. God training, God prepared him, body, soul, and spirit for the task, and for him to take that journey back to Egypt, where he's actually wanted, hallelujah, for that murder that he have committed. But anyway, Moses went there, and he spoke to the children of Israel. He spoke to the king Pharaoh. And so it happened that Pharaoh says, okay, now the people can go. En hulle kom toe by die Rooi See. Halleluja. Miljoene van hulle kom by die Rooi See. En ons moet nie vergeet nie, dat die skrif noem dit ook. En hulle was 'n gemengde volk. Glory to God. Nou hoor net hoe aspres is ek nou weer. Ek sê dat die God het die Rooi See geopen. En die mense wat die Rooi See voor geopen was, wat op droë grond daardeur gestap het, was Africans. Because when they came to Egypt, there were only 72 souls. But when they left, they were millions. Millions born and bred in Africa. Hallelujah. Isn't that great? Maar toe hulle daar by die see kom en hulle gaan deur, met goud, silwer, bokke, skape, beeste, hulle was ryk toe hulle daar deur gaan. Moes God hulle eers in die woestyn bring. En daardie woestynperiode was bedoel vir hulle om getransformeer te word. Sodat hulle kan die ou natuur afskud en hulle self voor te bring. Hulle moet vernuwe word, gees, siel en liggaam, vir die, halleluja, die beloofde land. Hulle kan nie die beloofde land ingaan met hierdie ouder gewoontes van hulle, die Egiptiese natuur. Hulle kan nie daar ingaan nie. Daarom het God hulle in Egypte en in die woestyn gehou, vir omtrent 40 jaar. Moes hulle daar geonderrig word, hulle moes geleer word, hulle moes gesuiwer, gereinig, geheilig word, sodat hulle kan met 'n nuwe natuur oor die Jordaanrivier gaan om die beloofde land te kan ontvang. God kon hulle nie daar oorstuur nie. Nou, hoekom moes hulle so lank daar in die woestyn gewees het? Hoor net hier wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here sê in Lukas hoofstuk 5, waar lees ons nou van vers 36 af. En Jesus sê vir hulle, vers 37, niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en albei word saam behou. Prys God se naam, halleluja. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê die ouwe is beter. Ja, hy ou gewoond is, jy wil dit afskud, jy hou vas. Prys die naam van die Here. Nou kom ons hoor hier wat sê die Engelse vertaling. Engelse vertaling sê, hallelujah. And he spake also a parable unto them. No man putteth a piece of new garment upon an old, if otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. But new wine must be put into new bottles, and both are preserved. Hallelujah. And listen to 39. No man also having drunk old wine straightway desireth new, for he saith, the old is better. En dit is
presies die rede wat die Here toegelaat het, dat daar 'n aanloop was na 1994 toe. 'n Aanloop was daar. En ek is getuie, want ek was betrokke, dat die kerk, leiers, die boesaks, die Tutus, hulle was hordes met hulle togas. Hulle het hierdie dinge gespee het. En hulle moes in daardie woestynperiode ingegaan het. Halleluja. In die 70s moes hulle in daardie woestynperiode ingegaan het. In plaas van om die uprising van 76 toe te laat, moes hulle die Suid-Afrikaanse volk, wit, swart, bruin en Indiër, moes hulle gevat het om hulle te onderrig, geestelik, gees, siel en liggaam voor te berei vir hierdie nuwe Suid-Afrika. Want die nuwe Suid-Afrika verg soveel dinge, dat jy kan nie, Jesus sê dit vir ons duidelik, jy kan nie, halleluja, nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie. Want die ou sakke gaan skeur, dan verloor jy alles. Hy sê, jy kan ook nie, hy is die naam van die Here, hy is so duidelik met ons, maar hy sê, maar nuwe wyn moet jy in nuwe sakke gegooi word, en albei word behou. Die kans was gevat deur die politikuste, want hulle was gierig om by die ding uit te kom waar hulle eintlik wil uitkom, eie gewin. Dat hulle nie dit nodig geag het, of even met iemand gepraat het daaroor, om hierdie mense te onderrig, op te lei, in alle sektore, op te lei, te onderrig, sodat hulle kan pas by die eise van die nuwe Suid-Afrika. Dit was nie gedoen nie. En daarom lei hulle almal vandag nog aan die trauma van die ou bedeling. Wit, swart, bruin en Indiër. Hulle almal lei aan daardie kompleks, die trauma van die ou bediening. Hoor net wat sê die skrif hier by die laaste gedeelte. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê die ouwe is beter. Dit is wat gebeur. Daar is hordes wat mense wat vashou aan die ou bedeling, omdat hulle met hulle hele hart glo, dit was beter. En hierdie, al die swartes, Indiërs, kleerlinge, noem hulle wat jy wil, hulle is almal geforseer deur wetgewing, as om hierdie wyn van hulle, die wyn wat hulle verteenwoordig, in hierdie nuwe sakke, in die ou sakke in te gooi. En die sakke het geskeur. En ons het die wyn verloor. Nou maar dis weer heeltemal weer oor begin. Dit is hoekom ons nie die nuwe bedeling, kom ek noem dit die nuwe bedeling, in Suid-Afrika, sal aanvaar nie. Van wetgewing het ons gedwing in iets wat ons nie geken het nie, wat ons nie voor opgelei is nie, en wat ons nie aan gewoond is nie. En daarom stoot ons dit weg van ons af. Ons beklei liewer onder mekaar, in plaas van dat ons almal saam in daardie woestynperiode ingegaan het. To be taught, to be educated, to be developed. Nou sit ons met 'n penarie. Wat is die volgende? Ek glo dat die Heilige Gees help my hier om dit aan u oor te dra, dat u kan verstaan waarom Suid-Afrika gemisluk het en nog steeds misluk. Amen.